around. 'Cause deep down I know this world isn't wrong. So come Jesus, come Jesus, come Jesus. Is het leuk van de huis van Heer te wees? Sal dit lekker in die huis van Heer, ek sit lekker neer, sodat daar bly, verskoning op Frans sal dit wees, ons wil vir die muziek staan, sê dankie, altyd lekker om die naam van die Heer groot te maak, en sy lof te besin, is altyd goed, om die naam van die Heer groot te maak, gloei dit vanavond, ek wil vooral die gedeelte lees in die woord van die Heer in Jakobus, die 4de hoofstuk, baie bekende gedeelte. Ek is baie lief vir die vers en ek is baie lief daarvoor om te gebruik. Het sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Kom ons sit so met ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanavond in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here. Gaan nie vanavond oor ons sien, dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanavond bid en vra, o Gees van God, dat alle verstand te boven gaan, dat die vanavond sal inkom in ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan, wat die vanavond vir ons sê, is die gebed in die kostbare naam van Jesus. En die volk van die Here sê, Amen. Hierdie skrif begin met 'n baie interessante deel, hy sê, nader tot God. So wat hy eintlik vir jou sê is, kom nader na God toe. Maar voordat jy dit doen, of hy sê dan, nader tot God, en hy sal tot julle nader, en dan sê hy, hierdie woorde wat vir my verskriklik belangrik is, hy sê, reinig julle hande. Nou ek wil vanavond 'n bietjie praat oor die proses van reiniging, en wat gebeur wanneer ons reinig. Jy sien dat 'n paar dinge al in my lewe gebeur, dat ek baie maal voor God moet gaan lê en gesê, Here, vergewe my, ek is jammer. Daar is sekere dinge wat in ons lewens op daaglikse basis gebeur, wat ons baie keer vuil laat voel, wat ons laat voel, ons is dit nie waard nie, net of is dit net ek nie. En dan sê die Bybel hier, reinig julle hande, julle sondaars. Ek is so bly dat hy praat hier van sondaars, want ek weet nie van jou nie, ek is 'n sondaar. Ek kan dit vanavond verklaar, want Jesus het nie gekom om te red hulle wat regverdig is, hy het gekom vir die sondaars. Hy het gekom om hulle te verlos wat sonde het. En dadelijk, toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom by my op, dat daar is 'n paar dinge wat in ons harte gebeur, wat ons na moet kyk vanavond. En die eerste ding wat ek gou vanavond oor wil praat is sonde, of hierdie vuil gevoel, het die manier om ons weg te hou van God af. So baie interessant dat nadat koning David, by Batseba in was, en nadat hy saam met haar geslaap het hy vuil gevoel. Hy het nie gesê, hy het nie daar gekom en gesê, wel, Here, ek het nog 'n kind verwek, of ek is excited oor iets nie. Hy het op sy aangesig voor God neergeval en gesê, Vader, vergewe my, want ek het gesondig teenoor U en teenoor die mens. En dis op Psalm 50, of Psalm 51, dan roep hy aan en sê hier die woorde, dan sê Here, verander my hart. Hy sê, kyk vanaand na my hart, verander my hart. Here, skep in my 'n rein hart vanaand, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Hy het nie gebid en gesê, Here, laat my nog 3 reëse verslaan nie. Hy het nie gegaan en gesê, Here, laat ek nog 'n oorlog teen die Amalekiete beklei, of die Filistyne beklei en hulle wen nie. Hy het op sy knieë neergeval en gesê, reinig
iets verstaan. Ons wil baie keer baie goed hê. En ons verwag baie keer gawes van die Heilige Gees. Ons verwag die gawes van God. Ons verwag die werkinge van God se krag in ons lewens. Maar ons is nie bereid om te reinig nie. Want wat gebeur met Dawid? Toe Dawid hier kom, toe sê hy, skep in my rein hart, o Here. Ek het al soveel maal geoortree, ek het soveel maal al gesondig, ek het soveel maal al dinge verkeerd gedoen, en nou moet ek vanaand bid en vra, Here, verander my hart. Here, want die woord van die Here sê, dat dit wat by die mond uitkom, sy oorsprong is in die hart. Want die Bybel sê, dat die hart van vol is, sal die mond van oorloop. En daarom sê, verander my hart, skep in my 'n rein hart. En weet wat is die ergste van ons? Baie maal as mense, as ek tussen mense is, en die ouens vloek en praat lelik, dan dink ek, wauw, ek wonder hoe lyk jou hart. Want jy sien, my Bybel sê, waar die hart van vol is, gaan jou mond van oorloop. Jy sien, reinheid beteken nie noodwendig vanaand de vergifnis nie. Reinheid beteken om skoon te wees. Jy sien, ons is so geneig om baie keer te verwar die ding van vergifnis en reinheid, want vergifnis is om te vra, Here, vergewe my, en Here, was my, en reinig my. Ons almal ken hier die goeders, maar daar is 'n sekere punt wat ek moet bereik, wat ek sê, Here, verander my hart. Ek wil nie vanaand elke keer dieselfde goed oor en oor bely nie. Ek wil op 'n sekere punt in my lewe kom, waar ek sê, verander die bron van waaruit ek praat, verander dit wat vandag in my lewe maak, dat my mond oorloop van negativiteit. Dis nog wat snaaks dat 'n negatiewe hart kan nie vanaand 'n positiewe gesig gee nie. Jy kan vanaand so positief lyk as jy wil. As jy 'n negatiewe hart het, sal hy ergens begin oorheers. Ergens gaan jy kry dat hierdie gesig van jou gaan verraai, jou woorde gaan verraai. En al hierdie klas van gedoen, hoekom praat ons vanaand oor reinheid, pastoor? Wat is die rede? Want ons staan op die aand voor Pinkster. Van morgen begin ons op ons Pinksterdienste. En ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek weet een ding verseker, ek moet rein wees, voordat God my kan vul met sy gees. So waarvan praat jy? Die Bybel sê, ons kan nie nuwe wyn in 'n ou sak ingooi nie. Jy sien, as daar nie verandering in jou hart gaan plaasvind nie, gaan jy dalk nie ontvang dit wat God vir jou wil gee nie. As jy nie vandaan kom en sê, Here, verander my hart, soos jy Dawid hier bid en sê, Here, skep vir my 'n rein hart, o Here. Waarom? Hy was smachtend na iets beters, hy was smachtend na iets van God af. En God gaan nie vandaan iets wat goed is by iets ingooi wat sleg is. Kom ek probeer verduidelik. As jy vanaand 'n dam het, en hierdie dam is groen en vuil en vol alge en vol mos en vol, maak my saak wat, die kan ek die skoonste water by hom laat inbring. Ek gaan geen verandering hê as dit nie 'n uitvloei het aan die ander kant waar die gemors van kan ontslae raak nie. Wat ek wel sien is as jy 'n skoon invloed en 'n lewe en 'n vuil dam het, gaan iets gebeur. Jou water gaan al hoe meer besmet word en hierdie skoon water gaan nader net so vuil wees soos die vuil water. Ek het begin soek en ek het gesê, Here, ek smag
vanaand na 'n rein hart. Nou, ek weet nie of weet julle dit nie, die malaatse man in die Bybel, die oomblik as hy gediagnoseer met malaatsheid, het hy 'n klokkie gekry. Want as hy mense loop, dan moet hy hier die klokkie skud, en dan moet hy uitskree, onrein, onrein, ek is onrein. Dat hulle nie naby hom kan kom nie, want die oomblik wat hulle naby hom kom, kan hulle aangesteek raak met die siekte, wat hulle noem malaatsheid. Nou, ons dink malaatsheid bestaan nie meer nie. Ek was nou ons in Indië was daar 'n hele dorp vol malaatse mense. En die oomblik toe ek hieraan begin dink ek by myself, as hy dan uitroep onrein, onrein, dan is daar iets wat ons kan leer by hulle. Want jy sien, ek het gaan nalees oor wat beteken malaatsheid, en malaatsheid beteken om gevoel te verloor. So jy kan nie onderskei tussen warm en koud nie, jy kan nie onderskei tussen seer of jy pyn het of nie. As jy aan iets vat en hierdie ding maak jou, brand jou of iets, sal jy dit nie weet nie, want die sensasie van pyn is nie daar nie. En die oomblik toe ek het lees, toe begin ek iets te besef. It's making me numb, dit maak my gevoelloos. Kan ek dit maar vanaand vir jou sê, baie mense sit binne in die kerke, maar het gevoelloos geword teenoor die Heilige Gees as gevolg van sonde en onreinheid wat hulle in hulle harte koester. Daar's niks so lekker as om te voel hoe die Heilige Gees beweeg nie. Daar's vir my niks so lekker as om te voel wanneer hy inbeweeg en my hart begin verander nie. Nou ek weet nie vanaand van jou nie, toe ek na hierdie gedeelte kyk, sê ek, Here, ek wil nie gevoelloos raak nie. I don't want to become numb. Want weet wat, as ek gevoelloos raak, dan raak het nie net my nie, maar dit raak die mense rondom my. Ek raak gevoelloos teenoor die mense wat saam met my is. Daar's 'n woordjie wat sê, sometimes we bleeding on the people who didn't cut us. En terwyl ek hierdie gedeelte lees, toe sê ek, Here, ek wil vanaand soos Dawid kom en sê, skep in my 'n rein hart, o God. Hierdie week wat kom, wil ek bid en sê, Here, ek wil nader kom na U toe, met alles binne in my, maar dit gaan beteken, ek gaan my hande moet reinig, as 'n sondaar. Ek gaan moet kom en sê, Here, hier is ek. Kyk wat het ek verkeerd gedoen, en ek wil U vra om vergewe my. Weet jy van die amazingste goed wat dat is? Jy kan vanaand hier inkom vastgevang, jy kan vanaand hier inkom en voel vuil, ek kan vanaand hier inkom en voel, jy beteken niks nie. En as die Gees van God jou vat, en jou reinig met die bloed van Jesus Christus, sal jy hier uitstap as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Jy sien, dit gaan beteken, ek gaan moet vra, skep in my 'n rein hart, o God. Ek wil begin klaarmaak, want jy sien, toe ek hierdie gedeelte lees, toe besef ek, dat om rein te word beteken baie maal, ek sal met dinge afsny wat nie hoort nie. Ek sal met vriende wegvraat wat nie hoort nie. Ek sal met mense uit my lewe uitdruk wat nie hoort nie. Waarvan praat ek vanaand? Ek praat vanaand van mense wat jou aftrek en jou nie opbou nie. Jy sien, hier het my hart nogal aan wonder, want
dat 'n paar goed in my binneste aan die gang gekom. Ek wil vanaand kom en sê, Here, reinig my hart. Maar dit gaan beteken, ek sal kom op die plek waar ek sê, ek is vuil. Kan ek dit maar vanaand vir jou sê, daar's niks so sleg as om vuil te voel nie. Ek het gister was ek daar in die sement en 'n bietjie daar tussen die bouers, 'n klomp goedjies gedoen en toe ek klaar is, toe ek uitkom in die garage en ek stap daar na my kamer toe, dis die eerste wat deur my kop gaan, jy kort 'n goeie shower. Jy sien nie net as gevolg van hoe ek lyk, maar hoe ek ruik. Jy sien nie net as gevolg van wat op my vassit nie, maar dit wat ek afgee. Want jy sien, dit het my begin pla. Dit gaan nie noodwendig oor wat ek vandaan vat en ontslaaf van raak nie, wat sigbaar is nie. Dis vanaand wat uit my net na vore kom, wat pla. Jy sien om 'n rein hart te hê beteken, ek sal moet prys gee. Die goed en die dalk nie dalk nie. Kan ek maar vanaand vir jou sê, jy kan vanaand die beste praise and worship sing en saam met ons doen, maar jou hart kan nog steeds ver wees van God af. Jy kan jou hande in die lug steek en sê loof die Here, maar jou gedagtegang is nie by God nie. Ek sien in dis gekom, toe ek hierdie kan lees van Dawid, waar hy bid en sê, skep in my 'n rein hart, o God. En ek besef, dis nie die eerste keer dat ek dit vra nie. Hoekom sê ek so? En gee opnuut. So jy dan in die gebed gebid, Here, maar ek smeek U, gee my opnuut. Give me another chance. Gee my opnuut binne in my 'n vaste gees. Gees wat op God sal vertrou, ongeag hoe die storm lyk. Ongeag hoe dik die wolke pak. Ongeag hoe seer ek het. Kan ek dit maar vanaand vir jou sê? Ek het baie keer op hierdie kansel gestaan en gepreek dat die mens in vervoering is. Maar ek klim ek af, dat is my hart gebroken. Ek het al baie maal saam in die musiekspan gesing en my hande opgetel, maar nog nooit so leeg gevoel soos daai aand nie. En ek het op 'n plek in my lewe gekom waar ek besef het, die enigste manier nader na God toe, begin om jouself te reinig. Reinig julle harte, julle sondes, en reinig julle harte, julle dubbelhartiges. Dus waarvan praat jy? Ik wil het vanavond vir jou sê, ons leef in 'n wêreld van dubbelhartigheid.
jy nie glo nie, gaan praat so 'n bietjie met iemand. Vra vir hom, hoe voel jy? Hoe gaan dit in jou binneste? Vra vir iemand, hoe gaan dit met jou? Gaan het goed, dankie. Maar back in the ranch, staan dinge in die hart, wat nie verander nie. Daar's dinge in die binneste, wat 'n skeiding geword het tussen my en God. En ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek wil op die plek kom waar ek sê, Here, ek het gesondig. Ek erken, ek is vuil. My gedagtes is nie wat het moet wees nie. My hart is nie wat het moet wees nie. My gees is nie wat het moet wees nie. Ek wil vanaand kom en sê, skep in my 'n rein hart, o Here. Elke oog gebuig, elke oog gesluit. Wil ek iemand rondkyk nie. As jy vanaand hier sit en sê, Here, as ek eerlik met myself moet wees, is ek dalk net die plek waar ek moet wees. Skep in my 'n rein hart, o Here. Ek kan nie verwag, God moet iets vat en in my lewe ingooi. Dit is my hart is. En daarom wil ek vanaand bid en vra, skep in my 'n rein hart, o Here. As jy vanaand hier sit en sê, Here, skep in my 'n rein hart, steek op jou hand wat op doen. Dan gaan ek saam met jou bid, dankie vir die hande, wat reg op die gehoor opgaan. Ek wil jou vra, as jou hand opgesteek het, sal jy saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Ja, ek het gesien, Dawid was 'n godsman. 'n Man wat reëse verslaan het, 'n man wat in oorwinnings was. Maar tog, ek het gebid, Here, skep in my 'n rein hart, o Here. Here, verander my, want ek verstaan wanneer ek gegaan het. Onze Vader, wat in die hemel is. Ek wil vandaan kom en ek wil bid, Here, vat weg 'n verharde hart van klip. Vat weg 'n hart wat vol geword het van homself. Vat weg 'n hart wat nie vanaand op sy knieë voor God kan staan nie. Vat weg 'n hart, Here, wat vanaand uitroep en wat skree, Here, skep in my 'n rein hart, o Here. Verander my hart, Here. Verander my gees. Skep in my 'n vaste gees. En ek wil vanaand kom en sê, Here, hier is ek, o Ben, die slegste onder die slegstes. Skep in my 'n rein hart, o Here, dat my mond sal oorloop van U. Dat my hart sal oorloop van U. Dat my gedagtes sal oorloop van U. En daarom wil ek vanaand bid en vra, Here, begin met my. Skep in my 'n rein hart, o Here. Here, ek wil bid,
bid vir die Pinkstertyd wat voor lê. Here, ek wil bid vir ontmoetings soos nog nooit van tevore nie. Ek wil bid vir 'n aanraking van die Gees van God in mense se lewens. Verander ons hart, Here. Skep in ons 'n rein hart, o Here, dat elkeen wat soek sal kom met 'n rein hart, o Here, om te ontvang dit wat God vir ons wil gee. Ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. Al U kom toe, al U lof, al U eer, en al die aanbidding van ons harte, in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan die sit, ek kan weer neem, terwyl die musikant na vore kom. En ek wil gewoon laaste gedagte met jou deel, en ek breek dit hoor vanavond. Wanneer jou hart verander, verander jou gedrag. Ek het hierdie week by my discipelskap elke aand iets gedoen. Ek het die 9 vrugte van die Gees voorgelees. Julle weet Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, vriendelikheid en selfbeheersing. Hierdie 9 vrugte. En wie wat het ek gevra? Gaan kyk vir my hoeveel van hierdie vrugte nog in jou hart is. Want ek het iets begin agterkom. Ons loop liewers met kwaad, of wrokke, of met malice, of met goed op ons harte rond, in plaas van vrugte, wat waardevol is. So ek wil jou vanavond challenge. Gaan kyk, hoe lyk jou hart? Waarvan is jou hart vol? En dit wat jou hart vol is, sal jou mond van. Amen.